Baie welkom by nog 'n episode van ons Koffiekuiers. Ons is steeds besig met die Psalms en ons staan vandag stil by Psalm 31. Ek dink ons almal ken daardie beelde op TV wanneer 'n reuse orkaan 'n gebied tref. Daardie geweldige sterk winde en die verwoesting en die chaos wat alles voor die voet vernietig in die pad van die orkaan. Maar presies in die middel van hierdie verwoestende storms lê daar iets ongelooflik. Die oog van die orkaan. Nou hier het wetenskaplikes al gemeet, is dit windstil en kalm. Dis die enigste plek van vrede, terwyl die storm besig is om rondom dit te woed. Nou dis presies hoe Dawid vir God ervaar in Psalm 31. 'n rustige, stil sentrum van vrede en sekuriteit, te midde van al sy probleme en chaos wat woed. So kom ons ontdek vandag hoe hierdie Psalm ons ook kan help om God weer as 'n veilige plek en ruimte te beleef. Nou ek gaan net vir ons 'n paar enkele verse uit Psalm 31 lees, maar jy's baie welkom om die hele Psalm ook rustig deur te lees. Kom ons begin daar by vers 2. By U Here skuil ek, laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Bevry my want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Terwille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak. Vers 15. Maar ek vertrou op U, Here. Ek sê U is my God. My tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande en vervolgers. Verskyn tog tot my redding. Red my deur U onfeilbare liefde. Here, laat my nie teleurgesteld staan in my verwagtinge as ek U aanroep nie. Betuig julle liefde vir hom, sê vers 24. Julle almal wat die guns van die Here geniet. Die Here beskerm die wat aan hom getrou is, maar die wat teen hom opstandig is, straf hy swaar. Wees dus sterk en hou goeie moed, julle almal wat julle vertroue in die Here stel. Ons gaan net tot hier lees. Nou Psalm 31 is deur koning Dawid geskryf, iemand wat geen vreemdeling was as dit by probleme kom nie. Dawid het letterlik oorlog en verraad en teleurstelling aan sy eie lyf gevoel. Joodse geskrifte soos die Midrash vertel dat Dawid hierdie Psalm geskryf het vermoedelik terwyl hy besig was om van koning Saul te vlug. So hy het op daardie stadium diep verraai en eensaam gevoel. Hy was heeltemal geïsoleer van die mense wat hy vertrou het. Nou is interessant dat Jesus later ook Dawid se woorde van hierdie Psalm aan die kruis aanhaal wanneer hy uitroep, in U hand gee ek my gees oor. So hierdie frase wys vir ons hoe Dawid en Jesus God volledig vertrou het, selfs al was hulle situasie baie desperaat en pynlik. Dit wys ook vir ons vandag hoe kragtig Psalm 31 is, want dit spreek nog steeds direk mense se diepste emosies van vrees en ontnugtering en moedeloosheid aan. Dawid se eerlikheid help ons ook om self eerlik met God te wees, sonder dat ons skuldig voel daaroor. Hierdie Psalm gee vir ons die toestemming om ons gevoelens openlik met God te deel, sonder om 'n geestelike masker op te sit. Ons kan maar die maskers voor God laat val, want hy ken ons deur en deur. Hy is, soos die kerkvader Augustinus gesê het, nader aan ons as wat ons eie asem is. Hy wag nie net vir ons daar op die bergtop oomblikke van die lewe nie, maar veral ook in die diepste valleie van ons lewe. En ons leer hier dat eerlikheid en opregtheid in ons verhouding met God een van die belangrikste dinge is wat ons moet nastreef. So wanneer Dawid dan sy hart oopmaak in hierdie Psalm, raak hy temas aan wat elkeen van ons stories ook kan wees. Ons beleef ook storms en frustrasies wat baie keer oorweldigend kan voel. En hierdie Psalm gee vir ons maniere om daarmee te werk. En hy doen dit aan die hand van 4 belangrike temas in Dawid se lewe. Hier gaan dit nie net oor Dawid se stories nie, maar op die ou end ontdek ons ook ons eie verhale. Elke tema in hierdie Psalm
kan daarom vir ons help om God ook beter te verstaan en sy teenwoordigheid in ons lewens raak te sien. Elke tema in hierdie Psalm leer ons om vanuit ons eie situasie ook met nuwe hoop vorentoe te beweeg. Dawid se ervaring word daarom ook riglyne vir ons geestelike groei. So kom ons kyk saam na hierdie temas. Ek dink die eerste tema wat vir my uitstaan is dat daar vertroue moet wees te midde van die krisisse wat ons tref. Jy sien, Dawid kies om God te vertrou terwyl hy binne in die krisis verkeer. Hy sê nie net hy vertrou God nie, maar hy leef dit regtig uit. Al is sy omstandighede donker en onseker. Dawid kom leer vir ons dat vertroue in God beteken dat jy nie nooit gaan twyfel of bang gaan wees nie, maar eerder dat jy juis in daardie oomblikke kies om volledig op God te fokus. Dit is amper soos om jou anker stewig in God vas te maak wanneer jou lewensboot deur 'n storm rondgeslinger word. Soos Dawid daar sê in vers 3: Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, 'n veilige vesting om my te red. So vir ons beteken dit om juis in moeilike tye doelbewus by God te gaan skuil en te glo dat hy ons sal dra. Nou dis nie altyd maklik nie, maar dis presies wat geloof werklik beteken. Dat ons eie vrese na God toe kan bring en vir hom vra om ons weer moed te gee. En Dawid wys daarom hier vir ons hoe eerlike vertroue lyk, en dit kan 'n mens gerus najaag in hierdie lewe. Iemand het so mooi gesê, geloof is om die eerste tree te gee, selfs wanneer jy nog nie die hele trap kan sien nie. So vertroue beteken soms om te bly staan wanneer dit vir jou voel of jy wil weghardloop. Want wanneer ons leer om te vertrou, dan ontdek ons eers dat God is altyd groter as selfs ons grootste probleme. Dawid kom wys vir ons dat vertroue nie net 'n gevoel is nie, maar dis 'n keuse. Vertroue beteken om te aanvaar dat ek nie altyd al die antwoorde hoef te hê nie, maar dat ek weet wie langs my staan te midde van daardie probleme. Maar daar is 'n tweede gedagte wat hierdie Psalm vir ons uitlig, en dit is dat God 'n veilige vesting, amper 'n fort, 'n kasteel is, en daarom kan ons na hom toe vlug. So Dawid gebruik baie keer hierdie beeld van God as 'n veilige vesting om beskerming mee te beskryf. Hierdie vesting is 'n plek waar 'n mens veilig kan asemhaal en kan rustig raak terwyl gevare buite jou mure woed. God is daarom nie net vir hom 'n idee nie, maar hy's 'n konkrete veilige ruimte waar hy sy hart kan uitstort. Dawid se beeldspraak herinner ons daaraan dat God is altyd daar. God is altyd gereed om te beskerm en te versterk, ook wanneer ons dit die meeste nodig het. Soos Dawid so mooi daar sê in vers 4, want U is my rots en my vesting. Vandag nog kan ons God steeds as hierdie betroubare plek ervaar. Maak nie saak hoe ingewikkeld jou en my lewe raak nie. Hy is ons veilige hawe. Hy is ons toevlug wat altyd oop staan en gereed is om ons te ontvang. Laat my dink aan die bekende skrywer Corrie ten Boom wat gesê het, daar is geen put so diep dat God nie nog dieper daarin kan uitreik nie. Ons kan hierdie waarheid onthou wanneer ons voel dat ons probleme te groot is. God se beskerming en sorg is daarom nie iets vaags nie, maar is iets wat ons prakties kan ervaar wanneer ons tyd saam met hom deurbring. Dan is daar 'n derde gedagte wat vir my uitstaan in hierdie Psalm, en dit is die harde realiteit, die ervaring van isolasie en verwerping. Dawid is baie eerlik oor sy pyn hierso. Hy sê hy voel soos 'n gebruikte kruik. Hy voel weggegooi, vergete en verwerp deur die mense rondom hom. En hierdie beeld tref 'n mens diep, want ons almal ken hierdie gevoelens van verwerping en eensaamheid en seer. En Dawid steek dit nie weg nie, maar hy praat openlik daaroor met God. Hy gee vir ons toestemming om ook ons eie seer en ons isolasie en teleurstellings openlik met God te deel. Daarom hoef ons nie voor te gee dat alles altyd reg is nie, want God luister en hy verstaan ons pyn beter as wat ons dink. Wanneer ons hierdie eerlikheid na God toe bring, dan ontdek ons dat hy eintlik al die tyd baie nader aan ons was as wat ons gedink het.
En dis juis in hierdie eerlike gesprekke met God dat ons genesing kan begin vind, weer moed kan begin skep om vorentoe te gaan. Ons pyn, skryf iemand, is dikwels die plek waar God die meeste vir ons wil kom wys wie en wat hy is. Ons seer kan juis die ruimte dan raak waar God se teenwoordigheid so duidelik raak en waar genesing kan begin. Om eerlik te wees oor jou en my pyn, gee ons daarom ook vir ander mense toestemming om dieselfde te doen. En so ontstaan daar ware gemeenskap waar God se genesing, sy heling kan plaasvind. Maar dan is daar 'n vierde gedagte wat ek in hierdie Psalm ook raak lees. En dit is die gedagte van dankbaarheid, maar ook 'n hoopvolle verwagting. Aan die einde van die Psalm draai Dawid na lof en dankbaarheid. En hy prys God omdat hy reeds getrouheid bewys het. Nou hierdie dankbaarheid kom nie omdat Dawid se probleme nou almal verdwyn het nie, maar omdat hy seker is God sal uiteindelik die uitkoms bring. Daarom sê Dawid daar in vers 25: Wees sterk en hou goeie moed, julle almal wat op die Here wag. Hierdie hoopvolle verwagting help Dawid om dan sy omstandighede ook in 'n ander lig te sien. En ek en jy kan hierdie voorbeeld volg deur self ook bewustelik terug te kyk na hoe God reeds vir ons gesorg het. En daarom hierdie herinneringe kan ons gebruik om ook moed vir die toekoms te bou. Dankbaarheid verander daarom ons perspektief en dit help ons om die goeie dinge raak te sien, selfs in die moeilike tye. Dankbaarheid verander nie noodwendig jou situasie nie, maar dit verander jou hart te midde van jou situasie. Wanneer ons kies om dankbaar te wees, dan ontdek ons nuwe krag en moed vir wat voorlê. My gebed is dat jy vandag hierdie oog van die orkaan ook sal ervaar. Daardie rustige, stil plek waar jy God se vrede en sy beskerming diep in jou binneste voel. Ja, jou omstandighede rondom jou mag dalk chaoties en buite beheer voel, maar onthou, God bly altyd dieselfde veilige sentrum. Kom ons sluit die oë en dan bid ons ook saam. Here, dankie dat U die veilige oog van die orkaan is, die rustige plek waarheen ons altyd kan vlug. Here, help ons om U te vertrou wanneer die storms rondom ons woed, maar om ook eerlik te wees oor die seer wat ons ervaar. Leer ons om met hoop en met dankbaarheid ook vorentoe te kyk, want ons weet, U bly getrou in elke situasie. Amen.